Daar was 'n keer gewees wat ek amper verdrink het. Toe ek jonger was, het ek daarvan gehou om te gaan scuba duik. En ons het gaan duik en ek was by 'n plek met die naam van Wondergat gewees. En terwyl ons daar geduik het, het ons so omtrent 18-20 meter onder die water gewees. En ewe skielik toe sny my lugpyp af. Ek het my laaste asem uitgeblaas en toe ek weer wil inasem, toe is daar net mooi niks nie. En ja, dis nou een van daai dinge wat nie altyd lekker is nie. En ek het amper verdrink. En op daai oomblik toe besef ek net, ek gaan dit nie op my eie kan regkry nie. Ek gaan dit nie kan maak nie. En op 'n bonatuurlike wyse het die vriende wat saam met my was, my gehelp. En ons het bo uitgekom. En ek glo tot vandag toe, die Here het 'n wonderwerk vir my daai dag gedoen. Want daar was geen ander manier hoe ek dit sou gemaak het nie. Want God is 'n goeie God en hy het vir my 'n wonderwerk gedoen. En ek wil vandag met jou 'n bietjie praat oor die skrifgedeelte in die Psalms wat sê die Here is 'n werklike toevlug in tye van nood. Hy gee krag en hy gee sterkte in 'n situasie. En ons almal kry tye wanneer ons voel ons verdrink. En wanneer ons nie meer weet watter kant toe nie, wanneer daar nie meer antwoorde is nie. En dis nie altyd ons skuld nie. Dit gebeur, omstandighede gebeur. En wanneer dit gebeur, dan tref dit ons en ons voel partykeer, waarom het dit met my gebeur? Maar jy kan nie eens daaraan dink nie, want dalk is die pyn so erg. Dalk is die omstandighede so dat daar nie eers tyd is om aan dit te dink nie. Jy ervaar net, dis nou verby, ek is besig om te verdrink. Ek maak dit nie in. En ek kan nie vir jou sê waartoe jy gaan nie. Ek weet nie hoe eensaam jy is nie. Ek kan nie vir jou sê, vandag, ek het 'n gevoel dat dit is wat met jou lewe gebeur nie. Maar God weet. God weet wanneer dit voel as 'n mens verdrink. God weet wanneer 'n mens nie meer kan nie. God weet wanneer 'n mens nie meer in staat is om dit op jou eie te dra nie. En dan kom hy in hierdie gedeelte en hy sê, ek is 'n werklike toevlug in tye van nood. En dit is werklik wat ek vandag met jou wil deel. Ek wil in alle opregtheid met jou deel. En vandag vir jou sê, God sien jou nood raak. God sien jou omstandighede raak. Ek wil jou gou vertel van ons 3 minute die dagstukkies wat ons elke dag uitstuur. En ons stuur dit vir 'n paar mense. En mense gee vir my partykeer terugvoering oor dit. En ek wil gou jou vertel, een persoon sê vir my dat hulle is verskriklik bekommerd. Hulle is so lief vir hulle familie en so aan. Maar daar het iets gebeur. En as gevolg daarvan het die familielede, een spesifieke familielid, het hierdie persoon geblok op WhatsApp en die eensaamheid en die verwerping is net verskriklik. En hulle het my gevra, kan ons saam bid en kan ons saam vertrou vir 'n deurbraak? En hulle bel my gister en hulle sê vir my, ek weet nie hoe lank nie, het hierdie persoon net eenvoudig haar ontblok en vir haar 'n geleentheid gegee om weer te kan gesels en te kan praat. En ek dink dit is 'n wonderwerk in 'n tyd van nood, want as 'n mens voel jy verdrink, dan antwoord die Here op daardie wyse. Ek kry nog 'n oproep van iemand al wat vir my sê, ek het Desember vir jou gevra om saam met my te bid vir 'n werksgeleentheid. Ek vertrou die Here, daar is werklik baie ernstige nood in my lewe. En ek weet nie watter kant toe nie, en dit is Desember, se nuwe jaar, maar ek vertrou die Here vir 'n werksgeleentheid. En in hierdie week kry ek 'n WhatsApp wat vir my sê, baie dankie, dat ek saam na die dagstukkies kan luister, saam in geloof kon vertrou het. En ek was vir 'n onderhoud gewees, en ek begin die 1 Februarie om te werk. En dit is vir my iets wat uitstaande is. Ek kry hierdie WhatsApps op 'n gereelde basis van mense wat hulle geloof behou in tye van nood, in tye van krisis. Mense wat
vir operasies moet gaan en dan doen die Here 'n wonderwerk vir hulle. Mense wat soveel pyn gehad het en dan kom die Here deur vir hulle. Maar dan is daar ook die van ons wat nog in 'n stryd is, wat nog besig is om te voel ons verdrink. Ons vertrou die Here. En ek wil spesiaal met jou daaroor praat en vandag sê, as jy so voel dat jou antwoord het nog nie gekom nie, wil ek hê jy moet fokus op daardie skrifgedeelte wat sê, dis die Here wat besig is om te werk. Die Here is 'n God van toevlug in 'n tyd van nood. En hy is besig om vir jou 'n besondere toevlug op hierdie oomblik te bewerk. Weet, party dinge, as ek dit so kan sê, vat langer as ander dinge. En baie keer dan gee ons moed op of ons gooi handdoek in en dan sê ons vir die Here, ag, ek weet nie of dit mee gaan werk nie. Want ek het nou al soveel keer gevra vir die deurbraak en ek kry dit nie. Maar die gedagte lê nie daarin om hoe lank ons moet wag nie en wat ons moet deurgaan nie. Dit lê in die situasie om op die Here te vertrou. Want die Here sê, laat jou weg aan die Here oor en hy sal dit tot uitvoering bring en hy sal vir jou die deurbraak gee op die regte tyd. En dit is my gebed vandag vir jou. Ek wil hierdie gesprek in alle opregtheid met jou deel. Die rede daarvoor is dat, jy weet, ons gaan almal deur pyn. En daai dag toe ek amper verdrink het die Here op 'n bonatuurlike manier my teruggebring na die oppervlakte toe. En ek voel dis 'n woord van die Here vandag vir jou. Ek voel dat jy's besig om na die oppervlakte toe gebring te word en jy het nie 'n manier nie, jy het nie 'n idee hoe dit gaan gebeur nie, maar God gaan jou na die oppervlakte toe vat. Hy gaan jou weer laat asemhaal. Hy gaan weer vir jou guns gee, hy gaan weer vir jou voorspoed gee, hy gaan weer vir jou kans tot die lewe gee. Want jy sien, ander mense het vir jou dood gewens. Die situasies waarin jy is en die stryd waardeur jy gaan, skree dalk dood, maar God sê, ek roep lewe. Ek roep lewe en ek roep lewe in oorvloed vandag vir jou. Ek is die een wat jou wil vertrou. Ek is die een wat jou wil dra. Ek is die een wat jou wil ondersteun. My reddende regterhand wil jou lei en jou bewaar en vir jou oorwinning gee. Dis wat God vandag vir jou wil doen. Met ander woorde, hy gryp jou vandag en hy hou jou vas. In 'n tyd van, as ek dit kan sê, waar ons paniek en waar ons nie weet wat om te doen nie, waar ons nie meer weet watter rigting om in te gaan nie, dan kom die Here en hy help ons op 'n kragtige wyse. Ek kry 'n WhatsApp wat vir mense sê, ek weet nie wat moet ek doen in hierdie transaksie nie. Ek weet nie watter kant toe nie, bid saam met my, ek is besig om my besigheid te verloor. Maar ek luister na die dagstukkies. Elke dag wanneer jy sê, kom ons vertrou die Here, kom ons glo die Here, kom ons sit ons geloof in die Here en ons vertrou nie op ons eie manier nie. Elke dag wanneer jy my herinner aan die feit dat ek is 'n kind van die Here en dat die Here het vir my hoopvolle toekoms en mooi planne, het ek vasgehou en ek het bly glo. Daar was selfs tye wanneer ek gedink het, dit werk nie vir my nie. Ek kry hierdie WhatsApp en die mense sê hierdie dinge vir my en hulle kom agter dat as hulle vertrou in die Here, in werklikheid wat eintlik gebeur is, mense besef dat sonder God is ons niks nie. En daardie mense begin besef dat net die Here kan 'n antwoord gee. Net die Here kan 'n uitkoms gee, want watter antwoord, kom ek vra dit regtig vir jou, watter antwoord buiten Jesus gaan werk? Jy weet, ons kan nie die Here eenkant toe stoot en sê, Here, ek sal dit op my eie reg kry nie. Want die Here sê, hy hou ons vas. En hy is ons bron en hy is ons antwoord. En ek dink, wat gebeur wanneer ons hier na ons dagstukkies luister? Die wonderwerk wat die Here vir my en jou doen, is om te bly glo. En wanneer ons bly glo, dan gee ons die Here Jesus Christus kans om 'n wonderwerk te doen. Ons gee die Here 'n geleentheid om ons na die oppervlakte toe te bring. En ek dink, terwyl ons dalk nog onder die water is, terwyl ons dalk nog besig voel ons verdrink, maak die Here 'n weg vandag vir jou en vir my. En hy is besig om deur te breek. Dalk sukkel jy om die rekeninge te betaal. Dalk is dit vir jou 'n bekommernis wat jy moet besluit oor jou mediese omstandighede. Dalk is dit 'n situasie in jou verhouding en jy sê, ek weet nie meer hoe ek hierdie situasie moet hanteer nie. Ek weet nie hoe moet ek hier deurkom nie. Dalk is daar uitdagings en groot besluite
en groot uitdagings rondom jou toekoms wat jy moet neem. En jy is in daardie proses. En ek wil hê jy moet iets sien. Want jy sien waarna ons kyk maak 'n verskil. In daardie tyd wat jy besig is om te verdrink, kan jy kyk na jou omstandighede. Jy kan die pyn ervaar, jy kan die bekommernis en die benoudheid ervaar. Maar dan kan jy ook jou oog op die Here sit en sê, Here, ek weet U maak 'n weg vir my. Ek weet U maak 'n plan vir my. En iets wat ek nogal die laaste tyd doen, is om te probeer te sê, Here, ek sien nie, maar ek weet U sien. En U sien 'n uitkoms. U sien 'n deurbraak, U sien 'n plan. En ek is nie daarom vir die Here voor te skryf hoe hy gaan voorsien nie. En wie hy gaan gebruik nie, en wat hy gaan doen nie, en in wie se hart hy gaan werk nie. Ek is daarom na die Here te kyk en vir die Here te sê, Here, U is die een wat my red. U is die een wat my verlos en U is die een wat vir my deurbreek op die regte tyd. U is 'n antwoord vir my in 'n tyd van nood. U is 'n antwoord vir my in 'n tyd van bekommernis, in 'n tyd van stryd, in 'n tyd van omstandighede wat ek self so onseker is. En hier is die antwoord vandag. Dit is God wat dit werk. Sien dit raak. Skep daardie geleentheid. Gee die Here die kans om vir jou vandag 'n wonderwerk te doen. Vat jou situasie en plaas dit in die Here en begin vir hom sê, dankie Here, U voorsien. Dankie Here, U maak 'n pad vir my. Dankie Here, U is die een wat die dinge weet. U is die een wat die dinge roep. U is die een wat die onmoontlike moontlik maak. Jy sien, die Bybel sê die regverdige sal deur die geloof lewe. Ek het al baie daaroor gedink, want jy weet, 'n mens probeer altyd 'n klomp reëls en regulasies en dis wat mense vir jou sê, as jy nie dit nie en nie dat nie. Maar hier is die antwoord, as jy glo in die Here Jesus Christus, as jy in geloof lewe, dan sit jy jou vertroue op die Here. Die Here gooi jou nie weg nie. Die Here sit nie en sê, as jy nie dit of dat gedoen het nie, sal ek nie meer dit doen nie. Die Here sê, ek is lief vir jou, ek red jou met my reddende regterhand, ek genees jou, ek is werklik 'n toevlug in 'n tyd van nood. Dis nie maar net sê goedjies nie, dis werklikheid. En as jy saam met my vandag voel dalk dat daar is tye wanneer 'n mens voel jy verdrink, en ja, dis nie jou skuld nie, dit het net gebeur. Jy weet, 'n mens kan 'n ongeluk nie altyd voorkom nie, maar dit gebeur. En op hierdie oomblik, as jy voel jy's besig om te verdrink, jou ligpyp is afgesny en jy roep uit, Here help, dan wil ek vandag saam met jou glo dat die Here vir jou pad gaan maak, dat die Here vir jou wonderwerk gaan doen, dat die Here vir jou gaan deurbreek. En ek wil vir jou bid vandag uit my hart uit dat die Here vir jou 'n wonderwerk sal doen. Kom, ek bid saam met jou. Vader, ek dank U dat U raak sien wanneer ons verdrink, raak sien wanneer ons sukkel om asem te haal. En ek bid vandag vir jou dat die Here vir jou asem sal gee. Ek bid dat die Here vir jou sal deurkom soos nog nooit tevore nie. Dat die Here vir jou pad sal maak, 'n werklike toevlug in 'n tyd van nood. Dat hy jou sal help en dat hy vir jou leiding sal gee en dat hy vir jou rigting sal gee. En dat jy vandag die Here al die eer sal gee. Mag die Here jou help en jou hand vat. Mag hy jou lei. Mag hy dit waaroor jy bekommerd is, selfs in die klein dingetjies wat jou voel jy's afgesny. Jy sal afgesny van 'n WhatsApp groep. Jy sal afgesny van 'n gesprek af. Jy sal afgesny van 'n bron van voorsiening en finansies. En jy voel, ek weet nie watter kant toe nie. Die Here sê, maak nie saak of jy afgesny is nie. Ek vat jou na oorvloed toe. Ek vat jou waar jy weer asem kry. Ek vat jou na die oppervlak van oorwinning. Ek vat van jou die deurbraak en ek vat jou na die herstel toe. Want ek is die Here wat jou lief het. En weet jy hoekom? Weet jy hoekom doen die Here dit vandag vir jou en my? Waarom ons kan amen sê op hierdie gebed? Weet jy waarom? Want dit is Jesus se genade. Dis Jesus se liefde. Dis Jesus se hart vir jou, om jou te red, en jou te verlos, en jou te dra, want hy's lief vir jou, hy gee om vir jou, jy's kosbaar en waardevol vir die Here. Jou waarde word nie gemeet deur wat mense sê nie, maar deur wat God sê. En daarom is jy so spesiaal voor die Here, en die Here raak jou aan vandag. Hy is die een wat vandag meer word. Hy is die een wat spesiaal is. Hy is die een wat vandag al die lof en die eer kry. En ek in Jesus naam roep die naam van die Here oor jou lewe uit vandag. En ek dank die Here daarvoor. Amen. En God bless you. Baie dankie
dat jy saam met ons hier na die 3 minute dagstukkies luister en ja, as jy dalk belangstel om deel van ons groepe te wees, jy kan my dalk 'n WhatsApp stuur met jou naam na 072 444 1890 en ek sal jou op ons WhatsApp groep sit sodat jy elke oggend 'n kort WhatsApp dagstukkie kan kry en saam met my kan glo, saam met my kan vertrou en saam die Here kan eer vir die deurbrake en die wonderwerke wat hy elke dag doen. Baie dankie aan ons kampioene ook wat vir ons finansiëel ondersteun. Ek wil regtig vir julle sê, as dit nie vir julle ondersteuning was nie, is dit nie moontlik om hierdie boodskappe te maak, hierdie dagstukkies te maak en mense te kan help met hulle geloofspad nie. En ek waardeer elke een wat sy hand en sy hart met vrywilligheid so oopgemaak is. Mag die Here seën, mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees vandag. God bless.